Hartlike goeiemôre geliefdes. So in die begin van die nuwe kwartaal, kom ons sê ook vir mekaar welkom en môre en so aan. Ons sukkel vanmôre weer 'n bietjie met die internet so, maar ons gaan die erediens dan opneem en dan sal ons hom later op YouTube laai, maar dit lyk vir my ons gaan hom vandag lewendig kan uitsaai. Maar dit pla julle nou nie noodwendig. Kom ons sing 'n bietjie vooraf saam en ons begin met Psalm 46. Psalm 46 ook 'n baie mooi en 'n bekende psalm waar ons ook sing dat God is 'n toevlug in die nood, nee, 'n toevlug iemand na wie toe jy kan vlug. 'n rots wat altyd vas bly staan, al dreig die vyand met die dood, al storm sy leerbendes aan. Kom ons sing Psalm 46 vers 1 en 6. Wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as net 'n las. Dit skryf Paulus in Filippense 3. En dan sê dis beruiming, skrifberuiming 14:4. Ons sing daarvan verse 1 en vers 3. Dis 'n bekenderige, ja, fantasties. Kom ons sing vers 1 en vers 3. Die laaste een vooraf, lied 241, ons sing vers 1 en vers 2. Troue Here van my lewe, God by wie ek vrede vind, Vader wat my skuld vergewe, dankbaar leef ek as u kind. Kom ons sing 1 en 2.
Psalm 75, ons loof U, o God, ons loof U, U is by ons. U magtige dade moet bekend gemaak word. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en sy Seun Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Psalm 146, ook 'n wonderlike lofpsalm, en ons sing vers 1 en vers 3. Prys die Here, loof en prys hom. Ek wil God se lof besing. En dan direk daarna lied 184, vers 1, 3 en 4. So eers Psalm 146 en dan lied 184 en daarna kan ons weer sit. Om die Here te loof, en dit doen ons uit die aard van die saak met wat ons sê, wat ons dink, wat ons doen, wat ons sing ook natuurlik, maar ook deur so te lewe, en dit leer Romeine 12 vir ons van vers 9 af. Hy sê, hoe lyk die lewe van 'n Christen mens? Hy sê die liefde moet opreg wees, verafskuw wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Nee, verafskuw is 'n sterk woord, nee, dis verafskuw is amper haat alles wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar, bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig, dien die Here. Verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja, seën hulle.
moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is, en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eie-wys wees nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, so ver dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Wanneer dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Kom ons antwoord ook daarop met Skrifbewaring 17:2. Ons sit net so, sing ons vers 5, 6 en 7. Kom dan almal tot my, dis Jesus, nee, oor almal wat vermoeid is en so swaar belas. Ek gee 'n rusplek vir die voet, waarvoor daar nêrens rusplek was. Ons sit net so, Skrifbewaring 7:2, vers 5 tot 7. Bid saam. Ons Vader, Here, ons aanbid U omdat U almagtig is, alwetend is, alomteenwoordig is. Maar ons aanbid U omdat U in die grootheid en in die liefde ons na U toe getrek het. Dat U ons in Christus U sin gemaak het, vrygemaak het, skoon gewas het, en dat ons deur Hom en in Hom kan lewe as U kinders. Ja, Here, dat U in U groot liefde ons nie in ons sonde verlorenheid gelos het nie. En terwyl ons dan nog in hierdie wêreld met al sy stampe en sy stote lewe, met al sy seer en, ja, soos wat ons gesing het, sy wreedste smart, kyk ons na U toe op as ons enigste Here, as die een wat ons lei, wat ons rig, en dat ons selfs in hierdie wêreld kan weet, daar is niemand soos U nie. Dat U ons enigste anker is, ja, dat ons aan U behoort met liggaam en siel, in lewe en in sterwe. Dankie vir U woord. Here, en dat U deur U woord ons leer, dat U ons lei, dat U woord ook 'n lig op ons pad kan wees, juis in 'n donker wêreld. Want ons weet, dis in U lig wat ons ook die lig kan sien. Dis in U lig, deur deel te wees van die koninkryk van die lig, wat ons ook die werke van die duisternis kan teëstaan. Wil U deur die Gees ons lei. Wil U deur Hom in ons werk. En ons bid dit, Here, om Christus ontwil. Amen. Kom ons vra vir ons kleuters om na die kleuterbediening te gaan. En dan gaan ons net nou lees uit Efesiërs 5 uit.
Efesiërs 5, ons lees van vers 6 tot en met 21. Moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie, want daardeur kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Met sulke mense moet julle niks te doen hê nie. Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles wat goed en reg en waar is. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is, en moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Dit is 'n skande om selfs te praat oor die dinge wat die ongehoorsame mense in die geheim doen. Maar alles word aan die kaak gestel wanneer die lig daarop val. En as iets bekend geword het, is dit in die lig, en daarom sê die lied, word wakker jy wat slaap en staan op by die dood, en Christus sal jou lewe verlig. Wees baie versigtig hoe jy lewe. Nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te weet te kom wat die Here wil hê julle moet doen. Moet julle nie aan drank te buite gaan nie, nee, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Net so 'n bietjie fokus op daai vers 20. Nou dis eintlik belangrik om net natuurlik die konteks in gedagte te hou. Hy praat van 'n lewe deur die Gees, hy praat van 'n lewe as verstandigheid, 'n lewe van wysheid, en dan sê hy dan saam met dit, dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Nou geliefdes, ons sê al Oktober is so 'n bietjie ons dankbaarheid maand, en met die idee dat ons dan regtig ook in ons eie geloofslewe, die pad wat ons met die Here stap, sal fokus op dankbaarheid, en dan het ons ook begin met gebed, met die gebedsweek. Nou die hele woord dankbaarheid is nie 'n vreemde woord nie, nee, dis 'n kernbegrip in die Christendom. En daarom maar 'n bietjie die vraag, nee, wat is dankbaarheid? Is dit 'n gevoel of 'n emosie? Is dankbaarheid 'n ervaring wat 'n mens het? Nee, waar kom dankbaarheid vandaan? Is dit bloot iets wat jy met jou kop moet weet? En dan is dit interessant dat as mens net so 'n bietjie gaan nalees of oplees, bietjie dink oor die hele woordjie dankbaarheid, dan is dit nie iets wat van self in ons as mense is nie. Dis iets wat aangeleer word, dis iets wat ingeprent word, totdat dit deel is van jou lewensfilosofie. Dink maar net aan as 'n kindjie nog klein is. Net die woord dankie het nie werklik enige betekenis vir die kind nie. As die kind 'n roomys kry, dan sal pappa of mamma sê, en wat sê ons? Dankie oom, of tannie, wat ook al. Klein kindertjies gebruik dit, hulle sê dankie, maar hy doen dit, want anders vir ons mamma of pappa, nee, hulle doen dit, want hulle is so geleer. Dis eers later, wat met die brein geleer is, nee, die konsep van dankie sê, van dankbaarheid, waar dit werklik 'n realiteit vir hulle word, waar die innerlike en die uiterlike eintlik by mekaar kom. So dankbaarheid begin eintlik as aangeleerde gedrag, en dan word dit iets wat jy ervaar. Miskien nie, en ek is seker, want ons almal het al iemand raak geloop in die lewe, wat regtig net ondankbaar is, nee, dis daai mense wat reken, almal skuld hulle iets, en dit kom hulle eintlik toe, en dan is hulle nie dankbaar nie, dis baie sleg, ervaring van so iemand is nie lekker nie. So dis eers wanneer die grootte van die daad, of die geskenk besef word, hy wil nie gaan nie, Chris. Dis eers wanneer die grootte van die daad of die geskenk besef word, dat dankie werklik 'n dankie word. En so werk dit ook met Christelike dankbaarheid. Nee, eintlik behoort dit nie nodig te wees om daaroor te praat nie, dit behoort van self te kom, maar net soos wat jy geleer word om dankie te sê vir die roomys, so moet ons geleer word om dankie te sê vir die verlossing wat ons in Christus het. Want as ons nuwe mense in Jesus is, dan is dit eintlik logies om te sê, maar dan moet ons lewe deur dankbaarheid beheer word. En tog is dit nie so nie. Dis aangeleerde gedrag. Waarom is dit nodig vir Paulus om vir
die gemeente in Efese te sê om al hierdie dinge te doen? Waarom is dit nodig dat hy vir hulle sê, wees dankbaar as dit van self kom? Dit doen nie. En daarom het dit nodig is dat ons oor en oor luister na die opoffering wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Dat ons nooit dit vanselfsprekend sal aanvaar nie, dat ons nooit op 'n punt sal dink wat ons sê, maar die Here was dit eintlik aan ons verskuldig nie, hy is ons niks verskuldig nie. En God weet dat ons soos 'n kind moet geleer word om dankbaar te wees. En daarom wat hy die opdrag gee in ons teksverse, dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. En kom ons vat daai vers en dan haal ons net eenvoudig uit mekaar uit, ons 'n bietjie ons handvatsels. Dank God die Vader, dank hom altyd, dank hom oor alles en dank hom in die naam van Jesus Christus. So die dryfkrag van 'n Christelike lewe is dankbare vreugde. En onthou die konteks, deel van die konteks sê hy lewe as mense van die lig. Ons afhanklikheid van die Heilige Gees word nie gemeet aan een of ander tipiese emosionele opgewektheid of wat ook al nie, maar deur ons dankbaarheid. Nou goed, die opdrag begin dat God die Vader gedank moet word. En God die Vader is immers die oorsprong van alles. Nee, die aarde en alles daarop behoort aan die Here, die Seun, alles daarin. Met ander woorde, alles wat ek en jy is of het, ontvang ons as rentmeesters van die Here af. Hy wat alles geskaap het en alles in sy hand vashou, hy wat in beheer is van alle dinge, hy is die een wat gedank moet word, want hy is die gewer, hy is die oorsprong. En ek dink baie keer as ons aan dankbaarheid dink, dan stop ons, kom ons noem dit, die tweede vlak van dankbaarheid. En daarby sê ons dat ek sal dankie sê vir die persoon wat my bemoedig, sonder om te besef dat op die eerste vlak is dit eintlik God self wat my deur daardie persoon bemoedig. Ons sal dankie sê aan ons ouers wat miskien die kos koop wat ons eet, sonder om te besef dat dit is eintlik die Here wat vir hulle die gawes gegee het om hulle in staat te stel om te kan werk en te kan kos koop. Ons ervaar dit ook negatief as ons byvoorbeeld ons werk verloor en miskien op 'n punt is waar die diakonie ons moet help. Dan ervaar ons hulp is negatief, want ons hou nie daarvan om gehelp te word nie, want die probleem is, want ons kyk vas in die menslike daarvan. Terwyl dis God wat versorg, deur die diakonie, deur medegelowiges. Ons sal die ouderlinge bedank vir huisbesoek, sonder om te besef, dis eintlik die Here wat mense stuur om my geestelik te versorg. Ek sal my dalk vererg, wanneer as die kerkraad my vermaan oor iets wat verkeerd is in my lewe, sonder om daaraan te dink dat dis eintlik die Here wat deur hulle my tot verantwoording roep. Dank God die Vader, sê die skrif. En dan hierdie byvoeging maak dit baie meer persoonlik. Hy sê nie net dank God nie. Hy sê dank God die Vader. Want ons aanbid nie 'n God wat eers onpersoonlik ver weg is en dan maar net sit en kyk wat ons doen nie. Ons dank God wat deur Christus my Vader is. Op 'n gewone vlak, soms sê jy nie vir jou pa dankie nie. Dieselfde beginsel. Ek staan in 'n persoonlike verhouding met die Here. Hy versorg my soos 'n eie kind. Hy versorg my veel meer as wat 'n aardse vader ooit kan droom om sy kind te versorg, sê die skrif. Hy wil die goeie dinge vir my gee, soos wat net 'n vader kan doen. Hy wil dalk sekere dinge nie vir my gee nie, omdat hy weet wat beter is as wat ek dit self weet. Soos 'n goeie vader. Is ons lief genoeg vir God as ons Vader, dat ons dankbaar tevrede is oor alles wat hy in ons lewe doen, en besef ons wat ons alles van hom afkry. En dan gaan Paulus verder en sê hy dank hom altyd. Dank God altyd. Nou hierdie is moeilik. Dus dis moeilik om mense te vergewe, nee, 'n ander Christelike begrip, vergifnis. Dis moeilik om Christelik met my geld te werk. Dis moeilik om myself te verloon. Dis moeilik om vir iemand te gaan sê dat ek jammer is. En tog, net so moeilik soos wat al daai dinge is, nou kom die Bybel en hy sê, dank God altyd. Dis net so moeilik. Dit gaan teen ons grein in. Hoekom?
Want ons is gewoond daaraan dat ek op 'n sekere manier tog bydra tot my verlossing, nee, dat daar werke tog maar betrokke moet wees. En ek hoef nie dankie te sê vir iets wat ek self gedoen het nie. As ek God altyd moet dank, dan moet ek besef, ek is totaal en al afhanklik, dat ek nooit enige iets goeds, hoegenaamd uit my eie uit doen nie, maar dat ek alles ontvang as 'n geskenk uit sy hand uit. Dank God altyd. Ons kan dit opbreek en sê, ja, ek moet God dank nadat ek spesifieke seëninge van die Here ontvang het. Verhoging by die werk, of enigiets wat gebeur het. Nadat die eksamenvraestel goed afgeloop het. Nadat ek by 'n tafel kon sit en geniet van oorvloed van die goeie. Nadat ek klere kon koop, of gesond geword het, of 'n operasie goed gegaan het. En so kan ons aangaan, hè, dank God oor elke wat die goeie oor jou bring, en dis nou nog die maklike deel. Maar dis nie al nie, as hy sê, dank God altyd, dan beteken dat ons moet hom ook dank in tye waar dit nie so voorspoedig gaan. Dat ek hom moet dank, soos Jona wat nog in die vis se maag is, maar steeds glo, daar gaan redding kom. Dan kan ek hom dank, dat ek nog hoop en geloofsvertroue het in my moeilike omstandighede. Dan kan ek hom dank, omdat hy beter weet wat om met my lewe te doen, as ek self, dat hy besig is om my te louter en te slyp, maar dat ek hom ook vooruit kan dank, soos wat Paulus ook in vertroue dikwels doen. Dank omdat hy ook die goeie vir my gee, omdat ek weet my toekoms is vas en seker. Dank omdat ek kan weet dat wat ook al môre gaan gebeur, of net nou voor 'n uur, is ek steeds in my Here se hande. Om ook die Here genoeg lief te hê en te eer, om hom in teëspoed en in voorspoed te kan dank. En dan sê Paulus, maar dank hom oor alles. Dank hom vir alles. Weet ons wat die Here alles vir ons gee? En die grootste en die hoofsaaklike rede hoekom ons die Here moet dank, is vir die voorreg dat ons aan hom kan behoort. En die verlossing in Christus wat ons elke Sondag uitlig, is genoeg rede om die Here altyd oor alles te dank. Ons dankbaarheid kan nie net stop by materiële dinge nie. Nee, natuurlik is ons dankbaar vir gesondheid en kos en klere en al die ander dinge, maar as dit daarby stop, dan mis ons die grootste van alles. Dan besef ons nie die wonder van genade nie. Dan is ons by 'n punt wat ek dink die Here moet my verlos, maar hy hoef nie. Hoekom moet hy? Hy hoef niks. Hy is God. Vir wat moet hy 'n spul eie willige, hardkoppige, trotse, hoogmoedige, spring op hulle perdjie vir alles mense red? Hy hoef glad nie, daar's geen verpligting op hom om dit te doen nie. Hy doen dit. Hy kom in Christus aarde toe en hy stort vir ons die Gees later uit, want hy wil. Hy doen dit, omdat sy liefde en sy genade so groot is soos hy self. So alles, dank hom oor alles, sluit ons verlossing in. En daarmee saam al die geestelike seëninge, wat ons nodig het om God te kan eer, dit wat ons in Christus ontvang. Die vryheid en die vrede en die oorwinning oor die dood, die ewige lewe saam met God, noem maar op. En dit kan gebeur dat jy op 'n punt in jou lewe is, waar jy voel jy het werklik niks fisies om die Here voor te dank nie. Materieel gaan dit dalk horribaal vrot met jou. Stel jouself voor, jy lewe in 'n land waar die musiele op jou reën, en een tref jou huis, oornag het jy niks meer nie. Waarvoor dank jy die Here dan? Of soos die Christene in die Romeinse arenas. Een van die dinge wat die Romeine absoluut stom geslaan het, was dat die Christene lofliedere en dankliedere gesing het, terwyl die leeu's op hulle afstorm. Waarvoor is jy dankbaar as 'n leeu op pad is om jou te verskeer? Waarvoor is jy dankbaar as 'n musiel op jou huis val? Hierdie selfe brief, Efese, die gemeente in Efese het swaar gekry. Daar was nog nie op daai stadium dat hulle voluit vir hulle geloof doodgemaak is nie, maar daar's wel teen hulle gediskrimineer, omdat hulle nie al die duisende afgode in Efese of die Romeinse keiser wou aanbid as God nie. En dan skryf Paulus vir hulle die brief Efesiërs, en dan doen hy vir hulle 'n gebed in Efesiërs 3. Wat bid ons wanneer iemand so swaar kry? Nee, ons sal bid, Here, voorsien tog, gee vir hulle werk,
verander hulle omstandighede, so iets. Maar as Paulus vir hierdie gemeente wat swaar kry 'n brief skryf en vir hulle bid, waarvoor bid hy? Hy bid dat hulle in Christus se liefde gewortel en gegrondves mag wees. Efesiërs 3 vers 18 is deel van hy gebed. Hy sê, mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Dis wanneer ons besef dat my eintlike dankbaarheid lê in my verhouding met die Here, wat my materiële dankbaarheid dan daaruit voortvloei, nie andersom nie. So mag ons nooit 'n punt bereik waar ons voel ons het die Here genoeg gedank vir sy seëninge nie. Mag ons nooit vergeet dat ons lewe in die liefde van Christus nie. Mag ons nooit vergeet dat ons lewe onder 'n waterval van genade nie. As dit net vir my gaan, Here, dankie vir die kos en die klere en wat ook al, dan is die gevaar dat ek die Here sien as net 'n voorsiener. Hy is net iemand wat die hele tyd vir my moet sorg. Dan is hy soos hy is die groot kosmiese nie-regeringsorganisasie wat moet kos uitdeel. Daar is 'n Engelse liedjie op YouTube wat 'n kindjie sing. Dink as Kiefnis wat hom geplaas het en dan sing hy sing, I thank you for sunshine, I thank you for rain, I thank you for joy, I thank you for pain. Ook in die tye wanneer dit nie met my goed gaan nie. Dieselfde Paulus, wat in feitelik al sy briewe die Here dank vir sy seëninge, dank hom ook in die tye wanneer dit swaar kry. Hy sê in 2 Korintiërs 12:10, ek is bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolgings en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is ek sterk. Is interessant dat die woordjie wat met bly vertaal is, praat hy nie van 'n kognitiewe bly nie, hy praat van 'n emosionele bly wees. Dat hy sê hy ervaar 'n emosie van blydskap oor al hierdie teenstellings, vervolgings en dies meer. En dan kan ons vra, maar hoe voel Paulus blydskap en dankbaarheid in daai moeilike omstandighede? Is hy 'n masochis? Nee, is hy iemand wat daarvan hou om seer te kry? Nee, hy is bly want hy sien die groter prentjie. Christelike dankbaarheid en Christelike vreugde en Christelike blydskap is nie 'n oppervlakkige ding nie. Dis om in tye van intense hartseer die groter prentjie te kan sien. Selfs sy gevangenskap is vir hom 'n geleentheid om die blydskap van Christus te verkondig. Ja, as ons die brief Filippense lees, dan sien ons dit. Hy's in die tronk. Filippense is by uitstek 'n brief wat gaan oor blydskap en dankbaarheid. Waar kom Paulus daaraan? Wanneer Paulus dit doen, dan is hy ook daarin 'n disipel van Christus. En dis presies wat ek en jy ook moet wees. Dis presies wat Jesus gedoen het. Hebreërs 12, terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterhand van die troon van God. Net so, hy die vreugde in die vooruitsig, hy sien die groter prentjie. En dis wat Jesus gedoen het. So hoe moet ons dit doen? Hou hom voor oë wat so 'n vyandige optrede van die sondaars teen hom verdra het. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Om nie geestelik moeg te word en uit te sak nie. Die teenstelling van dit sê is hou hom voor oë. Doen wat hy gedoen het. Romeine sê ons weet dat alle dinge vir ons ten goeie meewerk vir die wat God lief het. En daarom kan ons hom dank. Ja, miskien voel dit nie altyd so nie, miskien glo jy dit nie altyd nie, miskien ervaar jy dit nie altyd so nie. En tog is dit wat die Here vir ons sê en ons beloof. Dit is moeilik. Dit is moeilik om die Here te dank vir ook die negatiewe dinge. Vir verlies en siekte en eensaamheid en dies meer. En tog lê die dankbaarheid lê in die oorwinning en die verstaan van die negatiewe in ons lewe. Wanneer ons in beproewinge begin om die Here te dank, dan kom ons agter dat hierdie probleem is nie die een en die al in my lewe nie. Ek behoort nog steeds aan die Here. Paulus sê dat ons na die Here toe kan gaan met gebed. Moet oor niks besorgd wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking
en met danksegging aan God bekend. As ons leer om in teëspoed te kan dank vir wie en wat ons in die Here is, dat ons aan hom behoort, dan leef ons 'n lewe van oorwinning. Die laaste deel wat Paulus dan sê is, maar dan kom in die naam van ons Here Jesus Christus. So hoe is dit moontlik om God altyd vir alles te dank? Alleen maar in die naam van ons Here Jesus Christus. Aan die een kant beteken dat ons het nooit enige rede gehad vir dankbaarheid as dit nie vir Jesus was nie. En Paulus sê in hoofstuk 1 vers 3, dat God ons in Christus geseën het met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Sonder die verdienste van Jesus geen rede vir dankbaarheid nie. Dan sou ons op die kantlyn gestaan het. Dan was daar nie vir ons verlossing en lewe nie, dan is ons onsself oorgelaat en nou ja, dan is die lewe in elk geval sinloos. Maar nou het Jesus oorwin en nou is ons in hom en daarom is ons ook nou meer as oorwinnaars. In die naam van beteken as gevolg van. In hom kan ons werklik dankbaar wees vir die liefde wat ons nooit van vir 'n liefde wat ons nie kan van geskei word nie. Hy is ons voorspraak. Hy is ons middelaar. Hy is ons alles. Hy is suiwer en hy dra selfs ons dankgebede wat baie keer ook maar gebrekkig is na die Vader troon toe. En daarmee saam hang dit sekerlik dan dat ons ook nie werklik waarheid kan betoon as ons nie deur die Gees daartoe gedryf word nie. Want is die Gees wat ons oortuig hoeveel ons van die Here ontvang het. Dis die Gees wat ons herinner aan wie en wat ons in Jesus is. So dankbaarheid is deel van 'n lewe deur die Gees. Paulus sê net in die vorige verse, ons moet ons lewe deur die Gees laat beheers word en dan net daarna kom die opdrag tot dankbaarheid. So alleen hy wat hom deur die Gees laat beheers, sal genoeg dankbaar wees. In my voorbereiding lees ek iets raak wat iemand skryf oor die kerk, is nou nie spesifiek oor dankbaarheid nie, maar hy sê, wanneer mag 'n kerk homself 'n kerk noem? En dan kan nou mense so formeel daarna kyk en sê, ja, moet daarom lidmate wees, en dan moet miskien 'n ouderling wees, of wat ook al. Maar 'n prediker met die naam van John Piper, hy beskryf dit eenvoudig, hy sê, wanneer mense na Christus kyk, as die bron van hulle gesag en lewe, dan is daai mense kerk. So as ons as 'n gemeente God altyd vir alles wil dank, dan moet dit gebeur in Christus, want die kerk is sy liggaam. En geliefdes, daar gaan in hierdie kerkgebou Sondag na Sondag vir jou vertel word wie en wat jy in Jesus Christus is. Want dis die kern van ons gemeente wees. Ja, miskien weet jy dit, maar is nodig dat jy week na week daaraan herinner word. Want ons moet God dank. Ons moet God dank. Ons moet God dank omdat ons God wil dank. Dit moet aangeleerde lewenswyse word. Dit moet ons dryfveer word. Ja, in ons gemeente, maar ook in ons persoonlike lewe. Op alles wat die Here in ons lewe en in ons gemeente gedoen het, en vir alles wat hy steeds doen, en vir alles wat hy in die toekoms gaan doen. Veral die seëninge wat ons uit sy hand ontvang. So wanneer jy die evangelie hoor, vanuit verskillende hoeke belig, dan moet jy eintlik besef, dis die hemelse Vader wat vir jou vra, so wat sê ons? Ons moet dankbaarheid aanleer, totdat dit 'n ervaring word. Ja, dank God die Vader altyd, oor alles, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons hemelse Vader, as vandag ook so in gebed is, dan wil ons ook sê dankie. Dankie vir soveel dinge wat ons uit u hand ontvang, Here, ja, op materiële vlak, maar ook op geestelike vlak, veral op geestelike vlak. En die feit dat ons kan weet dat al verloor ons werklik materieel alles, is daar niks en niemand wat ons van u liefde kan skei nie. Is daar niemand wat ons kunskap in u kan verander nie. Dit is vas, omdat u dit so besluit het. Heer, dankie dat ons u kan aanbid as 'n groot en 'n getroue God. 'n God wat 'n waarmaker van sy beloftes is. Dat daar nie 'n enkele belofte van u is waar ons hoef te twyfel nie.
dat ons U op U woord kan neem. Dankie vir ons elkeen individueel, dat U met ons elkeen ook, met ons omstandighede, met ons persoonlikheid, met ons worstelinge, ja, selfs ook met ons ongehoorsaamheid, ons onheiligheid, ons gebrokenheid, dat U in dit alles en met dit alles met ons die pad stap. Here, dankie dat U getrouheid nie iets is wat gebind of gekoppel is aan voorwaardes waarvan ons in elk geval nie sal kan voldoen nie. Maar dat dit gebou is op die liefde en die genade wat ons in Christus Jesus ontvang. Vader, mag U deur U Gees ons leer om meer en meer dankbaar te wees met ons hele wese. Ja, selfs al begin dit net om te sê, dankie Here. En dat dit dan van daaruit uitgroei, dat dit wat ons leer, ons mag vasvang. Dat ons ook, soveel gelowiges voor ons, ook in tye van bittere swaar kry, steeds kan sê, dankie Here. U is groot, U is goed. En daarom kom ons na U toe, in die wonderlike naam van Christus Jesus, ons koning. Amen. Die geloofsbelijdenis praat ook oor dankbaarheid, en dan beskryf hy dit eintlik baie mooi, want Sondag 45, vraag en antwoord 116 sê, waarom is gebed vir Christene nodig? Nee, is toch 'n belangrike vraag, as julle alles weet, waarom is dit nodig? En dan is die verklaring wat die katekismus gee, is omdat dit die vernaamste deel van dankbaarheid is, wat God van ons eis. Wat is die eerste manier om dankbaarheid te wys? Dis maar te sê, nie waar nie. So die gebed, die vernaamste deel van ons dankbaarheid wat God van ons eis. En, omdat God sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle wil gee, wat hom met hartlike versigtiging, sonder ophou, daarom bid en daarvoor dank. Dank vir die Heilige Gees. Ons sing Psalm 67 vers 1 en vers 2, ons kan net so sit, en hierdie psalm koppel dankbaarheid en om die Here te eer aan mekaar, so is dieselfde ding. Mag God verskyn in sy genade, mag hy ons red, mag hy ons seën, mag hy bekend word vir sy dade, dwars oor die ganse aarde heen. Kom ons sing vers 1 en vers 2, ons sit net so. Kom ons gee vir ons diakens die geleentheid om die offergawes op te neem.
Ons is in die proses in ons gemeente ook om bietjie te kyk na al die wyke en dies meer. En ons het dan ook in die proses het ons wyke gestig wat ons noem diaspora wyke. Wyke wat dan vir mense is wat ver woon of in ander lande woon. En om die diaspora wyke te bedien, dit gebeur dan ook maar aanlyn. En ons het vir Louis Coetzee geroep as ouderling om dan ook een van hierdie diaspora wyke te bedien. En ons gaan hom dan ook nou bevestig as ouderling. Nou niemand het ook enige beswaar gebring, kom ons hom nie as 'n ouderling kan bevestig nie, en daarom gaan ons dit nou ook doen. Net 'n vinnige uiteensetting, wat is 'n ouderling? 'n Ouderling is iemand wat die diens van regering, nou moet 'n ou mooi luister na die woord diens. 'n Ouderling is iemand wat die diens van regering in die gemeente van Christus beoefen. Ouderlinge, of die Bybel noem hulle ook opsieners, het in die kerk van die apostels die gemeente met die woord geregeer en versorg volgens die gawes wat die Heilige Gees gegee het. Met die woord, met die gawes van die Gees. Nee, hoor nie die Here se werking deur gewone mense. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep, om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus, sodat die liggaam van Christus opgebou kan word. En dis hoekom die Here ook vir diegene wat as ouderlinge of diakens of predikante geroep word, kom die Here dan ook vir hulle die gawes daartoe gee. Die ouderlinge word geroep om die gemeente te regeer en te versorg. Hierdie diens word nie net aan 1 of 2 ouderlinge gegee nie, maar aan al die ouderlinge saam wat onder leiding van en saam met die bedienaar van die woord die kerkraad vorm. Om hierdie diens dan ook, om die diens van ouderling behoorlik te kan doen, is dit nodig dat die ouderlinge hulle self ook deeglik in die woord van die Here sal verdiep, dit sal ondersoek en hulle ook in die rykdom van die evangelie sal oefen. Kom ons vra dat Louis Coetzee vir ons hier voorkom staan asseblief. Louis, jou opdrag as ouderling is die volgende. Jy moet toesien dat alles in die kerk behoorlik volgens goeie orde plaasvind, dat die woord en die sakramente gereeld en suiwer bedien word en dat die sakramente heilig gehou word. Jy moet daarop let dat die bedienaar van die woord, die ouderlinge, jou mede-ouderlinge en diakens getrou en deeglik hulle goddelike opdrag uitvoer en ook die bedienaar van die woord met goeie raad bystaan. Jy moet sorgvuldig let op die leer en die lewe van elke lidmaat en alle Christene met raad en troos ondersteun. Teen die lidmate wat hardnekkig in hulle sondes voortlewe, moet met die kerklike vermaning en tug opgetree word en die wat berou het, weer in die gemeenskap van die kerk ontvang word. Let veral oor die leer en die lewe van die bedienaar van die woord, sodat alles wat voorgehou word tot lering en tot opbou van die kerk mag strek en dat daar nie vreemde leer voorgedra sal word nie. Jy moet ook die afvalliges en die heidene tot bekering en geloof in Jesus Christus roep, want dis hoe die Here ook sy kerk vergader. Louis, jy het gehoor wat is jou opdrag en ons vra dat jy dan nou opreg op die volgende vraag sal antwoord. Is jy in jou hart daarvan oortuig dat jy wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is? Glo jy dat die Heilige Skrif die woord van God is en dat dit die volmaakte leer van ons verlossing bevat en verwerp jy alle leringe wat in stryd is met die Here se woord? Beloof jy om jou goddelike opdrag getrou en ywerig volgens die leer van die woord uit te voer en ook daarvolgens te lewe? En beloof jy dat jy jouself aan die kerklike vermaning of tug sal onderwerp as jy self miskien in leer of in lewe jouself misgaan? Louis Coetzee, wat is hier op jou antwoord? Mag ons almagtige God en Vader ook, wat vir jou die genade gegee het, om ook op hierdie diens vrugbaar te wees, dat hy jou ook daarin mag seën, en ook getrou mag gebruik in sy diens. En dan ook vir ons almal, geliefde ouderlinge, kom ons wees ywerig in die regering van die gemeente. Kom ons wees wagters oor die huis van die Here. Kom ons vermaan en vertroos elkeen na sy behoefte. Kom ons gee daarop ag, dat die leer suiwer gehou word, dat die gemeente vroom lewe. Kom ons wees getrou in ons diens en wees goeie voorgangers vir die gemeente. So sal ons vir onsself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en ook groot vrymoedigheid verkry in ons geloof in Christus Jesus, sodat ons ook in die lewe na hierdie lewe in die vreugde van die Here kan ingaan. Geliefde gemeente, kom ons ontvang ook vandag in besonder vir Louis as 'n dienaar van die Here. Kom ons stel onsself ook gewillig onder die toesig en die regering van die ouderlinge, want hulle waak oor ons lewe en sal ook eendag daarvan rekenskap moet gee. En kom ons dink ook veral aan die ouderlinge
in ons gebede. Uit die aard van die saak kan ons dit nie uit onsself doen nie. So kom ons voordat ons saam bid, sing hom dan ook toe die seën van die Here, dat die Here hom ook mag seën en vashou en mag lei. Ons kan dit staande sing, Psalm 134 vers 3 en 4. Ons Vader, Here, dankie dat U deur die Heilige Gees ook vir Louis gelei het en dat hy ook in gehoorsaamheid aan die roepstem hierdie roeping opgevolg het. En ons gebed is, o Here, dat U hom steeds meer die gawes mag gee wat hy nodig het. Dat hy nie weens enige teestand of moeite of verdriet in sy diens mag verslap nie, maar dat hy ook met die ywer wat die Heilige Gees in hom werk, steeds meer die gawes mag gebruik tot eer en verheerliking van U kerk. Here, ons weet op die einde van die dag gaan dit nie oor die persoon nie. Dit gaan oor die diens, dit gaan oor die werking van die Gees in en deur hom, ook tot seën en tot heil van ander mense. Mag U hom so gebruik. Here, wil U ons as 'n gemeente ook seën, mag ons ook dan as 'n gemeente saam onder die leiding van U woord, wat deur die ouderlinge ook aan ons bedien word, aan U gehoorsaam wees. Mag ons U daarin volg en mag ons dan ook so disippels van Christus wees tot eer en verheerliking van U groot en heilige naam, tot dank vir al die seëninge wat ons uit U hand ontvang. Amen. Kom ons sit, dankie. Ons slotlied is lied 188 vers 1 en vers 3. Kom dank nou almal God met hart en mond en hande. Loof hom wat wonders doen tot in die verste lande. Ons sing vers 1 en vers 3 en dan ontvang ons die seën van die Here. Kom ons ontvang die seën van die Here en gaan dan ook hier vandaan met dankbaarheid in ons harte. Geliefdes, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor
en aan julle sy vrede gee. Amen. Ons dan ook in ons gebede en besonder ook dink aan ons medegelowiges wat om verskillende omstandighede ook swaar kry. Voordat ons by Anina kom, is Eileen Du Plessis sukkel verskriklik met haar rug en dis nou op so 'n stadium dat haar chirurgies kan hulle eintlik nie meer vir haar iets doen nie. So mag die Here ook in daai omstandighede vir haar toevou in sy liefde. Anina Mouton, sy sukkel baie met haar gesondheid. Is ook in en uit die hospitaal die hele tyd. Mag die Here ook vir haar dra in haar omstandighede. Dan is Tanya se suster, hulle is net 2. Sy is skielik oorlede op Vrydag. Sy was 47 gewees. Ons weet nie presies wat is die oorsaak van die dood nie, maar ook Tanya se Joubert Nooi, mag die Here ook die Jouberts in sy vaderhande toevou en dra in hierdie moeilike tyd. So ook Marnus Eys, sy het 'n baie goeie vriend, Marnus, wat ook skielik met 'n kop-aan-kop botsing oorlede is, 25. So ook vir hulle, Marnus, ons medelee, meegevoel ook. Dan vir alle leerders, is 'n nuwe kwartaal, matrieks is nou regtig die laaste dinge, skouer in die wiel, druk deur. Sterkte vir julle ook. Dan terwyl ons dankbaarheidsmaand is, groot dankbaarheid teenoor die Here, en dat ons gemeente baie geseënd is, dat dit in baie opsigte met ons goed gaan, al is dit in party plekke of party vlakke moeilik, maar as ons kyk na die hele prentjie, kan ons die Here net dank, en dan ook wat ons mekaar oproep, om dit dan ook die fokus te maak van ons Oktobermaand. Dan vir almal wat verjaar, sê ons baie hartlik geluk. Môre verjaar oom Freek Du Plessis. Woensdag is dit Petrus Erasmus wat verjaar. Donderdag verjaar Charles Blom en so ook Ben Krog. En Stefan Kien verjaar ook donderdag. Vrydag is dit Henny Badenhorst wat verjaar, so ook tannie Rita Grobler. En tannie Irene Meiburg verjaar ook Vrydag. En dan Saterdag Hester Hand. En ook Marisa Labeskagni en Danny Posma. So vir elkeen van hulle baie hartlik geluk. Ons hoop is sommer 'n pragtige dag en 'n baie mooi geseënde jaar vorentoe. Nog rede om die Here voor te dank. Dan maar net wat gebeur die week is ons Bybelstudies en ons aanlyn, ons goeie nuus om 7 Woensdag en dan Woensdag ook die ouderinge in die diakonievergadering en Donderdag ook dan die Bybelstudie. Die almanakke, die 2025 almanakke, dit is nou in die inkant van die almanakke het hy dagstukkies in vir elke dag. En die ander kant is dit al die informasie oor die gereformeerde kerke oor die land. So bestel hulle gerus, die sperdatum is die 18 Oktober en daar is ook 'n lys waar jy net jou naam kan opskryf. Dan vra ons ook vir gemeentelede, ons het nou gepraat oor die wyke net nou so vinnig, ons het 'n tekort aan ouderinge, daar's wyke wat nou 'n wyle vakant is. So ons vra dat die gemeente ook vir ons name nomineer om as ouderinge en diakens te dien. Ons het intussen al 'n mooi klompie name gekry, so baie dankie ook daarvoor. Dan ons Bybelse ete, ons gaan die 26ste Oktober, gaan ons wees gesellig in Bybelse drag. Gaan ons 'n lekker Bybelse ete hierso in die kerksaal hou, so 1700, 5:00. En as jy as jy wil help, of enigiets wil weet, kontak gerus ook vir Elbie van 'n Merwe, wat daarmee vir ons voorvat. Geliefdes, dan dink ek is dit. Is daar nog ietsie wat ek gemis het? Nee, nou ja, mooi dag, geseënde week.